As daai vredesverbond dan nie die regte vredesverbond is nie, wat verklaar die Bybel dan? Kom nou lees wat sê die Bybel. Dan wys ek vir u dat volgens die bonatuurlike geopenbaarde woord, wat is die werklike tydlyn? Dis nie my tydlyn nie. Ek preek hierdie tydlyn vir die laaste 40 jaar. Dis nie my tydlyn nie. Dit staan oop en bloot in die Bybel geskryf. Al wat u moet doen, lees die Bybel, wat ek gaan vir die skrifgedeeltes gee, en u sê of ek reg of verkeerd is. En moenie, omdat jou kerk dit anders te glo en verkondig nie, of een of ander wat 'n gitaar speel sê, nee, dit glo nie. Kyk wat sê die Bybel. Daniël 9:27. Daniël 27. Kom ek gee 'n geleentheid gou om net om die Bybel oop te maak. Maak oop. Daniël 9:27. Baie interessant, baie interessant. Ek het in die laaste 40 jaar verskeie vredesverbonde geteken tussen Israel en oupa Bush, seun Bush, Clinton, Obama, Yasser Arafat, president Trump en Biden en toe weer president Trump en elke keer sê ek, dis nie omdat ek snaaks is nie, of omdat ek dink ek is clever nie. Ek sê net wat sê die Bybel. En elke keer was ek nog spot on gewees. Daniël 9:27 en hy, jy sien, ons het geleer om te lees en hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. Gedurende die helfte, dis nie ons dit moet lees nie. Daar's 5-6 vrae en net in daai stukkie en daai 2 sinnetjies wat ek nou gelees het. En hy, die vraag is, wie's die hy? Kyk my vingers. En hy, wie's die hy? Dis wat ek en jy moet vra. Sal 1 week lank, hoe lank is 1 week? Wel, as ek die Hebreëse kalender gebruik, 30 dae 'n maand, 12 maande per jaar, 360 dae per jaar. So, dis 'n Bybelprofesie, dis 'n Ou Testamentiese Bybelprofesie, so ons moet die Hebreëse kalender gebruik, ons kan nie die Romeinse of Griekse kalender gebruik nie. En hy, wie's die hy? Ek gaan dit antwoord soos ons aangaan, sal 1 week lank, dis die laaste verbondsweek van Daniël se 70 weke. Ek wil weer sê, as jy nie die grafiek het nie, ons gaan dit gebruik, dan kan jy vir my net sê, my WhatsApp sê prof, stuur vir my die grafiek, ons kry daagliks mense wat vra vir dit, dit pas op jou selfoon, dis in kleur, dan stuur ek dit vir jy gratis. En hy sal 1 week lank, 1 week gee jou 2520 dae, 2520 dae, 7 jaar, of anders te 84 maande, dis in hakies. Met baie, wie's die baie? Wie's die baie? Nou kom Donald Trump, nou sê, hy lees die skrif, en dan sê hy die baie is die 52 lande wat hy genooi het, om saam met die vredesverbond, dit staan nie in die Bybel so nie. Wie's die baie? 'n sterk verbond, 'n sterk vredesverbond, sluit. En gedurende die helfte van die week, nou as 2520 die week is, 84 maande, dan in die helfte van die week, dan gee dit ons 1260, 3,5 jaar, 42 maande, tyd en halwe tyd, tyd en halwe tyd. Dit gee ons 7 jaar, die volle week, 7 jaar, en dit gee vir ons 2520 dae. Nou sê hy hierso, en gedurende die helfte van die week, as dit die week is, helfte van die week is ek gaan later vir jy die grafieke aan goed gee, dan gaan jy dit mooi kan sien, en dis die grafieke wat ek vir jy kan gee, om op die foon te kan sit, as jy wil hê, en gedurende die helfte van die week. Nou kom Pastor John, en hy sê, when I cut the covenant, we all will appear before the throne, and to receive the judgment throne of God. Dis nie wat dit sê nie. Want die verbond gesluit is, jy sien, hoekom moet hy dit sê? Want hy weet nie wat om met Daniël 9:27 en Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12 te doen. Ons gaan by dit kom. Almal sien al die jare net die finale verbondsweek. Maar die eerste 1260 dae, volgens Daniël 9:27, 1260 dae, die eerste 3,5 jaar, 42 maande, is 'n tyd van vals vrede.
Ek gaan vir die skrif lees in 2 Tessalonisense 2, waar die katholieke paus in die tempel gaan sit en offers bring, naamlik Israel. Nie die antichrist nie, die katholieke paus. Die antichrist en die katholieke paus is 2 verskillende ouens. Hy gaan 'n sterk verbond, 'n vredesverbond sluit. Nou sê hy dit daar. En gedurende die helfte van die week, na 1260 dae, 3,5 jaar, 1200, dan sê hy, 3,5 jaar, 42 maande, tyd en 'n halwe tyd, sal hy wie in die tempel sit, nadat hy die finale verbondsweek gesluit het. Wie sluit die verbondsweek? Wie se verbondsweek is hierdie wat ons nou gesluit is in Oktober maand, laas jaar? Dis Donald Trump sinne. So wie moet in die tempel gaan sit? Donald Trump. Maar hy is nog steeds die Amerikaanse president. Is hy een dag, is hy die president, en die ander dag dan offer hy. Want hy moet die verbond is vir 7 jaar. Hy is veronderstel om vir 7 jaar, 2520 dae lang, die verbondsoffers te bring, elke dag. Wie? Hy wat die verbond gesluit het. Dis wat daar staan. Maar wat sê die Bybel? Hy sal 'n sterk verbond sluit en gedurende die helfte van die week sal hy wie in die tempel sit slagoffers en spysoffers laat offer.